Omgekeerde bewerkings plus en minus. Meeste van julle weet nou al dat plus en minus omgekeerde bewerkings is, maar ons weet nie eintlik hoekom ons so sê nie. In hierdie video gaan ek vir jou verduidelik waar dit vandaan kom en hoekom ons so kan sê. Dan moet jy ook presies weet hoe dit werk en vir watter gevalle kan ons so sê. Kom ons begin met 5 blomme. 1, 2, 3, 4, 5 blomme. Nou gaan ons bytel ons plus 3 blomme. 1, 2, 3 blomme. Ek het die blomme se kleur net so bietjie verskillend gemaak, sodat jy die heeltyd die verskillende hoeveelhede kan dophou. Al is hulle verskillend, is hulle nog steeds blomme, so ons kan hulle bymekaar tel. 5 plus 3 blomme is 8 blomme. Saam met jy nou 8 blomme. Nou gaan ons die som omkeer of die omgekeerde bewerking toepas. Ons het net nou met 8 blomme geëindig. 8 was die antwoord. So nou begin ons by die antwoord of die totale hoeveelheid blomme wat ons gehad het en ons gaan 3 wegvat. 1, 2, 3. Sien jy die antwoord is dieselfde as waarmee ons begin het? 5. Werk dit ook so as ons die ander getal wegvat? Kom ons kyk. Begin met 8 en vat nou die 5 weg. Hoeveel bly oor? 8 minus 5 is 1, 2, 3, 4, 5. Daar bly 3 blomme oor. Die antwoord minus 1 getal bly die ander getal. Kom ons skryf dit oor. 5 plus 3 is 8. 8 is die antwoord. As jy nou een van die syfers van die 8 aftrek, kry jy die ander een. 8 minus 3, wat bly oor die 5? En as ons die 5 aftrek, wat bly oor? 3. So hoe werk die omgekeerde plus en minus? Die antwoord van die optelsom minus die een getal waarmee jy gewerk het, gee vir jou die ander getal as die antwoord.